Wat as jou begeertes nie jou vyand is nie, maar rou materiaal in die skepende hande van God? Psalm 40 vers 7 sê, dis my begeerte om u wil te doen, my God, want u voorskrifte is in my hart. Verlang het ek gedink, geestelike groei beteken, dat ek my eie begeertes moet stilmaak, dat ek eers moet ophou voel, ophou verlang, ophou hoop, voordat ek werklik kan sê, Here, u wil. Maar hoe langer ek saam met Jesus leef, hoe meer begin ek besef dat God begin nie deur my begeertes uit te vee nie. Hy begin deur my juis in daai begeertes te ontmoet. Kyk na Getsemane, Jesus begin bid, en hy bid met oorgawe. Hy begin met eerlikheid. Laat hierdie beker by my verbygaan, Here. Is dit nie ongelooflik nie? Dis nie swakheid nie. Dit is menslikheid. Dis die hart wat oop is. Dis Jesus se hart wat oop is. Maar hy bly lank genoeg in die teenwoordigheid van God, sy Vader, dat iets binne in hom begin skuif. En 'n dieper begeerte word in hom wakker. 'n Begeerte wat groter is as selfbehoud, groter as ontsnapping en groter as gemak. En dan bid hy, nie my wil nie, maar u wil. En ek begin verstaan dat oorgawe is nie my begeerte om my begeertes te ontken nie. Dit is om te laat herskep wat ek voel. Dit is om in die lig te bring van God se liefde, hierdie begeertes, totdat dit verander. Die geestelike reis is nie net 'n stryd teen wat ek voel nie, dis 'n proses waar God my leer om stadig anders te begeer, vanuit verhouding. Want wanneer ek naby genoeg aan hom leef, aan God leef, gebeur daar iets binne in my hart. Sy wil word my verlange van my hart. En dan is daar 'n praktiese oefening wat ons vandag kan oefen. Jy stel jouself voor dat jou hart 'n kas is met 2 laaie. En die eerste laai, jou huidige begeertes, soos wat dit nou is. En die tweede laai, die begeertes wat God stadig besig is om in jou te vorm. Dis nog halfpad, dis nog ongebore, dis nog klein, maar dis reeds aanwesig. Dan maak jy die eerste laai oop en jy vra jouself, wat begeer ek regtig as ek heeltemal eerlik is? En dan maak jy die tweede laai oop en jy vra, Here, hoe wil u hierdie begeerte in my vorm? En dan bid ons dit, ons bid, Vader, ek bring my begeertes na u. Suiwer u hierdie begeertes en laat groei soos wat u dink dit moet groei. Kom ons bid. Dankie Here dat u nie bang is vir eerlikheid nie. En dat ons met eerlike gebede na u toe kan kom en dat ons eerlik kan wees oor die dinge, die begeertes wat in ons hart leef. Maar dankie ook dat u hierdie begeertes vorm na u wil en u manier en dat ons dit na u toe kan bring en kan weet dat u dit vir ons sal herskep en dat ons soos Jesus met oorgawe sal kan bid, nie my wil nie Here, maar u wil. In Jesus naam, amen.